Goeiemôre. Jy luister vanoggend na die 25ste oordeenking in die reeks. Jesus is die vraag. Ek het vanoggend 'n vraag. Hoe nou met oordeenkings? Die meeste van ons is baie lief vir Christelike dagboeke, dagstukkies. En natuurlik lees ons graag geestelike boeke, soos hierdie een nou. Ek wil 'n belangrike punt maak uit vanoggend se oordeenking wat handel oor hoofstuk 12 van Jesus is the Question. En ek wil 'n woord van vermaaning rig. Ons moet altyd dagstukkies en boeke lees met 'n kritiese ingesteldheid. Nie oorkrities nie, maar ons moenie alles wat ons lees vir soetkoek opeet nie. Want nie alles wat geskryf word en alles wat gepreek word, is altyd in die kol nie. Op die spektrum van uiterstes tussen waarheid aan die een kant en dwaalleer aan die ander kant, met alles tussenin, moet ons waak en fyn luister of dit wat mense preek en skryf wel ooreenstem met die Bybelse bedoeling daarvan. Die skrywer van Jesus is the Question is 'n goeie skrywer en hy's 'n baie interessante skrywer. En so het hy die boek geskryf oor die vele vrae wat Jesus gevra het. Maar ook hierdie boek moet soos enige ander boek met 'n kritiese ingesteldheid gelees word. Want mense, soos ons is, kan ook verkeerde interpretasies maak. In hoofstuk 12 skryf Martin Copenhaver oor die vraag wat die opgestane Jesus gevra het. Hy begin deur te verwys na die alledaagse of oënskynlik alledaagse vraag wat Jesus gevra het aan sy disippels, direk na sy opstanding, soos, het julle hier iets om te eet? Lukas 24 vers 41. En, het julle nie iets gevang om te eet nie? Johannes 21 vers 5. Dan beskryf hy waarskynlik die belangrikste 3 vrae waarvan die Bybel ons vertel, wat die opgestane Jesus gevra het. En dit is gerig aan Petrus. Het jy my lief? Maar ons moet ook onthou dat wanneer Petrus ter sprake kom, is daar in die evangelies altyd 'n breër bedoeling daarmee, dat Petrus verteenwoordigend is van die ander disippels en alle ander gelowiges. Het jy my lief? Vra Jesus. In die Griekse teks verwys die skrywer inderdaad na die interessante verskynsel dat Jesus vir Petrus vra, Simon seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? En dat Jesus die woord agapao gebruik in Grieks om die vraag te stel. Maar wanneer Petrus antwoord en sê, ja Here, u weet dat ek u lief het, dan gebruik Petrus die ander Griekse woord, phileo. 2 keer vra Jesus of Petrus hom lief het deur die woord agapao te gebruik, terwyl Petrus 2 keer antwoord met phileo. Eers toe Jesus 'n 3de keer vra of Petrus hom lief het, gebruik Jesus self die woord phileo vir liefde, waarop Petrus dan 'n 3de keer die woord phileo gebruik. Die skrywer van ons boek maak 'n belangrike saak hiervan uit, naamlik dat agapao liefde, volgens hom, 'n beskrywing is van onvoorwaardelike liefde, wat niks in ruil daarvoor vra nie, 'n selfopofferende liefde. Dis die liefde wat met Jesus geassosieer word. Omdat ons sondige mense is ons selde tot so 'n liefde in staat. Die woord phileo weer verwys na 'n liefde waartoe ons in staat is, 'n broederlike liefde, waar dit in vriendskap ter sprake is, warm en vriendelik, maar nie heeltemal onvoorwaardelik nie. Die skrywer maak dan die punt dat Jesus uiteindelik besef dat Petrus nie tot so groot agapao liefde in staat is nie, of ten minste nog nie in staat is daartoe nie, en hom dan op sy vlak ontmoet. Met ander woorde, Jesus verlaag vir nou die vereiste van liefde om by Petrus se vermoëns aan te sluit. Petrus is nog nie in staat tot agapao liefde nie, maar wel van phileo liefde. En daarom vra Jesus dus minder van hom, vir nou in elk geval. Ek wil nou nie die skrywer hieroor stonk nie, maar dit is 'n baie belangrike akademiese oorsig wat hy hier maak. Deur net 'n paar kommentare te nader, sou hy gou agterkom dat hierdie interpretasie geskwee is op 3 navorsers uit die 1800s wat 'n fout gemaak het met hulle interpretasie van hierdie woorde. Johannes gebruik gewoon wisselterme hier, soos wat hy in dieselfde teksgedeelte wisselterme gebruik vir lammers, arnea en probatia, asook vir kennis, oida en gnosko.
en vir laat wy, posko en poimaino. Jesus verlaag nie die standaard om by ons aan te pas nie. Die vereiste vir liefde word nie verlaag nie. Om die waarheid te sê, Jesus wil vir Petrus met die 3 maal het jy my lief vra uitlig uit die halfhartigheid van liefde, wat hom in die eerste plek Jesus laat verloon het. Op 'n deernisvolle, liefdevolle manier, maar 'n deurdringende manier, laat Jesus juis vir Petrus nie waar hy is nie. Want die soort liefde wat Jesus van ons vra, is om hom, God, lief te hê met al ons liefde. Met 'n liefde wat van God afkom. Niks minder as dit nie. Want, waar sou dit ons laat? Nee, wanneer Jesus ons vra, het jy my lief, vra die Here alles van ons. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons weet dat ons liefde onvolledig, onvolmaak en soveel keer voorwaardelik is. Dankie Here dat U ons nie daar laat nie. Laat ons deur U krag, deur U inspirasie, wanneer ons U antwoord of ons U liefhet, na 'n liefde sal streef wat ver bo ons vermoë is, omdat U ons daartoe roep. Gee Here, dat ons met U liefde in ons harte, U, ander mense en onsself ook so sal lief hê. Dankie Here, dat U ons met so 'n volmaakte liefde liefhet. In Jesus naam, amen. Liefde en 'n geseënde naweek vir elkeen.